Vandag begin ons hierdie nuwe reeks met die naam Die Toets. Okay, ek is so bly die hoërskoolleerders nou uit, want hulle het sopas hulle toetse klaar geskryf. Hulle gaan omtrent 'n hartaanval kry as ons weer praat oor 'n toets. Maar dit is so belangrik om te praat oor hierdie onderwerp, want ons almal gaan deur hierdie. Ons almal gaan deur toetse. En wat vir my so interessant is, as ons kyk na die Bybel, natuurlik lees ons baie oor toetse, maar daar's een skrifversie wat ons fondasie gaan dien vir hierdie reeks, en dit is Psalm 139 vers 23 tot 24, waar Dawid, 'n man so na aan God se hart bid, en hy sê die volgende, hy sê, deursoek my o God, en ken my hart, en lees dit saam met my in daai woorde, hy sê, toets my. Okay, ek weet julle wil dit nie sê nie, maar werk dalk bietjie net saam, okay, kom ons lees dit weer, en ken my hart, en toets my, en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is, en lei my op die pad wat ewig is. Nou toe ek hierdie vers lees, 'n baie bekende vers, het ek min al gaan stil staan, net by daai woorde waar hy bid, Here, toets my. Want hier is die ding, ek en jy hou nie van toetse nie. Kom ons wees eerlik, né? Ons hou nie van toetse nie. Dis nie vir ons 'n lekker ding nie, dis iets waarna ons uitsien nie, dis nie iets wat ons sê, wow, ek kan nie wag dat toetse weer op my pad kom nie. Dis nie iets wat deel van ons woorde is, dis nie deel van ons denke is nie. Ons probeer soveel as moontlik toetse vermy in hierdie lewe, né? Wanneer jy 'n toets skryf, voel jy uitgeput, jy voel jou hele lewe moet geprioritiseer word, allerhande fokus moet skuif, allerhande dinge moet in plek val. 'n Toets is nie iets wat noodwendig jou opgewonde maak in hierdie lewe nie. Maar hier is die waarheid. Ons hou nie daarvan om getoets te word nie, maar ons hou baie van goed wat getoets is. Né? Kom ek bewys dit aan jou. Die van julle wat dalk 'n kar al gekoop het, die eerste kar waarna jy gaan kyk het om te koop, was nie noodwendig die Kia Picanto wat jy dalk nou ry nie. Jy dalk na die Volkswagens gegaan, jy dalk na die Ferraris toe gegaan, jy dalk na die duurder modelle gegaan van wat ook al modelle of maak jy na gekyk het, want jy weet, ek betaal dalk duurder vir daai karre, maar hierdie goed is al deeglik getoets en hulle naam staan die tyd deur. Ek vertrou daai kar. As jy in daai kar inklim, weet jy kan maar deur 'n pothole ry, hy sal dit maak. Jy weet, jy kan dalk selfs deur 'n heining ry of twee, hierdie boelbaar gaan dit maak. Ons sal ou fyn wees, die kar is getoets, ons weet hy's gemaak vir hierdie storie. En so kan ons aanhou. Die van julle wat al 'n vles gekoop het, ek weet jy dalk jou goedkoper vlesie gaan koop op die ou ende van die dag, maar toe jy gaan kyk het vir flesse, toe staan daai Stanley fles vir jou en staar. Want jy weet daai ding is getoets, man, hulle sê vir jou, daai ding bly warmer en kouer as enige ander vles, en jy kan hom maar gooi en laat val, hy gaan dalk 'n duik kry, maar hy sal nie breek nie. Ons hou van goed wat getoets is. Selfs hierdie foon vir my. Maar die dag in die kantoor staan ek so en ek loop en ek gooi my foon net so. En almal so is daai reaksie wat julle nou het. En hy kyk so, wat is julle probleem? Hy sê, "Maar hoe gooi jy jou foon gaan breek?" Sê ek, "Nee, ek het nie, man, ek het hierdie cover op." So sê, "Maar daai goed help nie." Sê ek, "Ja, maar hierdie wat ek het, daar het gestaan, hy's getoets en hy's military grade, jy kan hom wat val van 10 meter af. Hierdie is 1 meter." So ek kan my foon gooi en ek het nie 'n saak nie, ek weet nie wat jy voel, as jy, moenie jou foon gooi nie. Want die ding is getoets. Die van julle wat avontuurlustig is, en al gaan bungee jump al het, jy weet hoe dit gewerk het, jy het al gestaan, jy was senuweeagtig, en jy het jou vrou eerste ingestuur. Want jy weet, as sy dit maak, sal jy okay wees, want dit is getoets, okay, jy het vrede gehad met die saak. En as hy het nie gemaak, jy was daar 'n lewenspolis wat uit sou betaal, maar ons gaan nie daaroor praat. Ons hou van goed wat getoets is. Maak nie saak wat jy koop, maak nie saak waarna jy kyk, maak nie saak wat jy droom nie, maar ons hou so baie daarvan, maar wanneer toetse op ons pad kom om ons te toets, dan hou ons niks daarvan nie. En hier's wat ons moet besef. God gaan altyd, maar altyd toets op jou pad bring. Altyd. Hy gaan die dinge in jou lewe toets, hy gaan jou kom toets, hy gaan jou deur seisoene vat, hy gaan jou deur valleie vat, deur donker situasies, deur uitdagings wat jy nooit eens aan gedink het nie. Hy gaan van hulle skryf in jou lewe en van hulle toelaat in jou lewe, maar hier's wat jy moet weet, die toetse gaan kom. En wat maak ek en jy met daai toetse? Hoe hanteer ek en jy daai toetse? Dis waaroor hierdie reeks gaan. En vandag se boodskap wil ek weer aanhaak by Dawid, waar hy nie net gesê het, deursoek my hart nie. Maar Psalm 39 het hy gesê, Here, toets my. Hy het gebid, Here, toets my. En hier is my uitdaging vandag en vandag se tema. Ek en jy moet begin bid vir toetse in ons lewens.
En ek weet ek en jy dalk nie daai gebed al gebid onlangs nie. Here asseblief stuur 'n uitdaging nie. Jy dalk die teenoorgestelde gebed, Here asseblief kan die uitdagings net ophou. Here asseblief, wanneer gaan die toetse nou net end kry? Here asseblief, wanneer gaan ons nou bietjie net op 'n geleidelike pad loop? Hoekom moet ons heeltyd op klipprige paaie gaan in hierdie lewe? Jy dalk daai tipe gebede gebid. Dawid kom en hy bid iets belaglik. Hy bid, Here, kom toets my. Hoekom bid hy dit? Want net soos met die foon se cover en net soos met 'n kar en net soos met al die goed ek genoem het, dit wat getoets is, kan vertrou word. En as jy vertroue in jou verhouding met God wil hê, dan moet jou verhouding met God getoets word. As jy sekerheid wil hê oor hoe God werk en hoe God klink en hoe God praat en hoe God jou lei, dan gaan jy deur toetse moet gaan sodat jy daai vertroue kan hê in jou verhouding met God. En verhouding met God is dalk 'n breë onderwerp. Maar dit kan selfs deurtrek oor hoe God werk in jou huwelik. God wil vir jou 'n sterker huwelik gee. Okay, maar hy gaan toets op jou pad stuur. Here, eendag gaan ons trou en dalk sit jy en jy's verloof en jy's op pad om te trou en jy droom oor hoe amazing daai huwelik kan wees en dit kan wees, maar hier's die kort en die lank daarvan. As jy 'n amazing verhouding wil hê met jou man of jou vrou, raai wat? Dan gaan jy die toetse moet deurstaan. Jy gaan jou toetse moet slaag op pad soontoe. Die couples wat jy raak sien en dink, wow, hierdie is net 'n power couple, né? Instagram mense, wow. Hulle het dit net by mekaar, alles werk, as jy na hulle kyk, is dit net fantasties. Dis nie net sommer so nie. Hulle het 'n paar toetse gaan slaag. En daarom is daar hierdie vertroue. En jy kan dit self sien van 'n tienersdate, né? As hulle net begin, dan stuur hulle op WhatsApp, wat WMJ, né? Wat maak jy? Né? Hulle mors al jou geld deur airtime en al daai goeders, al die data, daar gaan dan praat hulle net en luister mekaar se asems, maar eintlik is dit net hulle vertrou mekaar niks nie. Want ek is so bang. Net nou praat jy met 'n ander seun of met 'n ander meisie en jy raak meer verlief op hulle. Maar soos jy 'n verhouding met iemand bou en jy slaag toets, is al hoe meer vertroue wat kom. Nou worry nie soveel wat hulle doen nie. Jy weet hulle is aan jou kant. Jy weet hulle is lief vir jou. En so kan ons praat oor besigheid. So kan ons praat met ouerskap. So kan ons praat met traumatiese ervarings. So kan ons praat oor karakter. God gaan kom en jou in al daai areas toets, want hier's wat hy wil hê, dat jy met daai vertroue kan rondloop en weet, maar die Here is met my met hierdie. Die Here lei my in hierdie. So hoe kom ons daarby uit? Jakobus praat selfs oor hierdie tipe goed. En hy sê in Jakobus, dis nou Jesus se jonger boetie, en hy sê in Jakobus 1 vers 2, my broers en susters, wanneer julle in allerlei beproewings beland, nou hierdie is wyd, allerlei beproewings, enigiets, om die samelewing, as dit kom by geld, as dit kom by verhoudings, as dit kom by vriendskap, as dit kom by drome, as dit kom by besigheid, as dit kom by innerlike stoeie en trauma wat jy al gehad het, verliese wat jy in jou lewe gehad het, as dit kom by beproewings, hy skiet dit wyd, moet julle eintlik baie bly wees. Jakobus, wat drink jy my ou? Ek doen. Wat sê jy? Hoe kan ons bly wees in daai tye? Hier is hoekom. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eintyd volhard, dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Hoor julle die belofte aan die einde van daai? Julle sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Ek het gedink as ek geestelik gesond wil wees, moet ek net goeie gebede bid. Moet ek dit in die kerk inskakel, moet ek 'n klein groep kry en 'n paar mense om my wat ook vir my bid. Moet ek 'n paar versies leer ken en die skrif leer ken en God se stem deur dit leer ken en sy karakter leer ken, dan is ek geestelik gesond. Hier kom Jesus sy eie boetie en hy sê, weet jy wat is ook 'n groot deel van geestelike gesondheid? Slaag jou toetse. Want wanneer jy jou toetse slaag, dan gaan daar gesondheid kom, genesing kom, deurbraak kom, jou lewensdoel sal kom. En ons as ouers, ek weet ons het allerlei planne oor ons kinders se toekoms, en jy moet planne hê en hulle help deur al die seisoene gaan, maar weet jy wat is die beste ding volgens die skrif wat ons kan doen vir ons kinders om hulle lewensdoel te bereik? Help hulle om hulle toetse te slaag. En wanneer hulle die toetse slaag, so klein en groot en oud en waar ook hulle self mag vind, en dan sal hulle uitkom waar hulle moet uitkom. Waar ook al God dit beplan. En toe ek al hierdie goed lees, toe trek my hart net na hierdie goed. In die laaste tyd hoor ek 'n klomp gesprekke en dalk hoor jy dit ook in die dorp. Mense loop partykeer bedruk rond. Mense voel moeg.
Mense voel uitgebrand. Mense voel net, daar's probleme, werk is min, uitdagings is groot. My verhouding hier, voel frustreerd daar, en al wat ek hoor, soos ek met mense te doen het, en ek probeer luister, maar Here, hoe help ek die mense? Daar's toetse wat uitgedeel word. En mense gaan deur dinge, en dit is asof ons net nie by die wenstreep kan uitkom, en sê, maar hier is hoe ons toetse slaag nie. Hier is ons die ander kant kom, hier is ons die genesing en die deurbraak en die seën van die Here ontvang het. En dis waar die reeks gaan. Dat ons daai wenpaal en daai wenstreep bereik. So hier's ons 'n paar gedagtes wat ek met ons wil deel. As dit kom by 'n vraag van, okay, hoe slaag ons die toetse in alledaagse lewe? Hoe kry ons dit reg? Daar's 'n paar goed in die skrif wat net so behulpsaam is. Nou die eerste ding wat my baie help en wat so deur die skrif 'n waarheid is dat toetse is verbind. Okay? My gedagte, my woorde. Toetse is verbind. Dis vir my so interessant in die skrif. Dat baie keer gaan 'n geloofsheld deur een uitdaging en daai persoon het geen idee dat daai uitdaging en daai toets is eintlik verbind met 'n heeltemal 'n deur aan die ander kant wat God probeer oopmaak hê. Okay? Dawid is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hy sit eendag en hy pas skapies op, dis sy werk. Hy is net 'n herder. Hy het skapies wat sy pa wil hy moet oppas, hy is die jongste in die gesin, hy kry die slegste werk en dis al wat hy doen. Maar die toets van skapies en alleenheid en onderdruk en al die goed wat hy beleef het in daai seisoene van die skapies oppas toetse, het daai vir hom 'n deur oopgemaak om by die paleis op te daag. Geen persoon onder die son, julle, sou daai twee kon verbind nie. Geen mens nie, dis net die Here. En ek en jy skryf toetse nie so in fisiese wêreld nie. As jy wiskunde studeer en jy kry wiskunde toets, dan is daai toets vir wiskunde. Okay, dis waaroor dit gaan. Algebra, jou huwelik, dit gaan oor die huwelik, al die toetse loop so. In God se wêreld glad nie. In God se persepsie, hy toets jou hier om jou daar te kry. En ons lees baie keer hierdie goeters in snaakse maniere deur die skrif, en Petrus praat een keer daaroor, en dis juist weer iets oor die huwelik, en hy sê die volgende: en julle mans, behandel julle vroue met respek. Leef saam met jou vrou in die besef, dat al is sy fisies swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe, wat God as geskenk gee. As jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. Nou, hoor julle hierdie? Hier kom Petrus en hy sê, hanteer jou vrou reg, soos God dit wil hê, en dan gaan God na jou luister. Maar Here, wat het my verhouding met die Here en waaroor ek nou bid en die behoeftes wat ek nou in my hart het en die deurbraak wat ek my besigheid wil en daar waar ek seën van God wil sien, wat het dit met die manier hoe ek met my vrou praat uit te waai? God sê alles. Dis nie direk dieselfde onderwerp nie, maar dis alles verbind, en hier's wat ek en jy net weer moet herinner word. Dalk gaan jy deur 'n toets in een of ander area van jou lewe en jy voel hierdie toets trek jou net weg van dit wat eintlik belangrik is. Want jy moet kos op die tafel sit, maar iemand vra meer tyd van jou. Jy probeer vooruit gaan in lewe, maar dis ou gedagtes, ou goeders van die verlede wat weer na vore kom en jy sit weer met dieselfde uitdagings. En jy wil net hierdie goed uit die pad uitvee, want jy probeer net vooruit in lewe, waar God kyk na jou en hy sê, dis verbind. Wie sou ooit kon dink is die woorde? Wie sou ooit kon dink dat daai iets het te doen met daai? En weet julle hoe hierdie my al gehelp in my verhouding met die Here? Ja, klomp kere. Ek het al so begin dink en ek loop so rond, as ek weet ons het deurbraak in die kerk nodig, dan soek ek op ander plekke al. Want die deurbraak in die kerk gaan nie noodwendig kom by die kerk dinge nie. Ek moet dalk introspeksie gaan doen. Dalk is daar 'n verhouding wat ek in seer gekry het, wat ek iemand moet gaan vergewe. Dalk is daar 'n area in my lewe waar ek nie vrygewig is, waar God wil hê ek moet vrygewig wees hê. En ek soek deurbraak hier, maar God sê, dis tot hierdie ding verbind. So waar skryf jy dalk 'n toets, en jy wil net uit die pad uitvee, want jy voel dit is nie belangrik nie. God sê, dis juist daai toets, wat uitloop na die een. Wie sou ooit kon dink? As jy met daai mentaliteit kan leef deur jou toetse, gaan jou kop begin oopgaan. Jy gaan begin baie wyer sien, en met 'n baie groter en 'n mooier gemoed toetse benader.
Dit gaan jou so baie help. En die tweede ding, nie net toetse is verbind nie, so belangrik, maar toetse is van die Here. Psalm 66 vers 10 sê, want U het ons getoets, o God. U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. Nou hierdie is net vir hierdie punt is nou maar net vir Christene wat ek wil 'n bietjie omkrap. Die Here toets ons. Ek hoor so baie mense loop rond baie kere en, die duiwel is weer los. Just die duiwel pla my. Just man, hy's 'n vark man, hy loop rond soos 'n brullende leeu, hy verskeer my, hy's net uit om my te byt, hy's net uit om my te kry, hy's uit om my. En partykeer luister ek na goed en sê, ja, dis waar, want die Bybel sê ook daai goed, en die duiwel kom en hy sal jou versoek, en die duiwel sal maar, hy kan dit nie doen sonder God se toestemming nie. As God die God van jou lewe is, dan moet die duiwel eers bietjie by hom gaan draai, voor hy by jou kan draai. Julle ken hierdie as ouers. As iemand wil raak in jou kind, wat is jou eerste reaksie? Voor jy by my kind uitkom, moet jy deur my kom. Dink jy die God van die heelal staan daar en sê, ag ja, duiwel, sorry, ek's nou daar. Gee hom 'n bietjie pak en dan kom ek nou sorteer ek uit en plak ek pleisters. Nee. God is die een wat toetse vir my en jou gee. En baie keer kom die toets deur mense. Baie keer kom die toets deur die duiwel. Maar jy is een van twee tipe Christene. Of jy loop rond en blameer net al wat die duiwel is daar buite. Hierdie kopseer vir my. Hierdie uitdaging. My finansies. My lewe. Al hierdie goed. Die duiwel wil my net kry. Wanneer gaan hy my net bietjie uitlos? Jy kan dit seker sê en jy kan 'n paar verse aanhaal vir dit. En jy kan duiwels bestraf en hulle wegjaag, maar jou toets bly daar. Of jy kan 'n Christen wees wat sê, Here, ek sit in 'n situasie in my lewe waar ek kan voel die duiwel pla my. Maar Here, wat my pla, is dat ek wil besig wees met die toets en nie met die vyand nie. Ek wil besig wees, Here, om U te eer in hierdie toets, dat ek hierdie toets kan slaag, want maak nie saak hoe baie ek wie ook al blameer nie, of dit nou 'n mens is, en of dit nou duiwel is, en of dit nou omstandighede is, of 'n president is, of 'n land, of 'n infrastruktuur is, as ek hoe lank mense gaan heeltyd blameer, gaan ek nie my toets slaag nie. Here, ek wil by die deurbraak kom, so daarom is my oë op U, en ek besef hierdie toets kom van U af. Ek wil hom slaag. Wat se tipe Christen is jy? Is jy iemand wat rondloop en net vinger wys na almal en alles as daar toetse kom in jou lewe? Of is jy iemand wat jou oë oplig en sê, okay, Here, dit kom van U af. Nou ouers, ons ken hierdie baie goed, né? Ek dink eendag het ons hier by 'n kerk gestaan en ons kind in die Here toegewy en ons was so lief vir daai kind, maar toe kry hulle persoonlikheid en 'n eie wil en toe is die duiwel los. En nou is ons so frustreerd en uitgeput en kan hulle net stil bly, kan hulle ophou eie wyf wees, kan hulle ophou net besef, hulle is nie die ouer in die huis nie, ek is die ouer in die huis, kan hulle ophou my geld vir my bestuur, kan hulle ophou al hierdie dinge wil doen, kan hulle net my kind wees, en ewe skielik is die toets in jou eie huis, deur jou eie kind, wat 'n geskenk van God is, en jy het hom geëer en geloof daarvoor. En nou is dit 'n paar jaar later, en nou is jy net soos, jy toets vir my. Ja. Is dit jou kind? Of is dit die Here? Is dit die duiwel? Of is dit die Here? Want dalk is dit daai toets met jou kind. Dalk is dit daai toets met jou besigheid. Dalk is dit daai toets met iets wat God in jou hart invluister en sê, doen hierdie wat uitloop op 'n klomp ander goed. Dit is die Here wat ons toets. Sien dit so. En dan gaan deurbraak wees. Ek herinner myself altyd aan hierdie ding, hierdie waarheid, dat 'n toets moet my en jou eintlik herinner dat God ons wil seën. Onthou dit. Wanneer daar toets op jou pad kom, ek weet dit voel nie lekker nie, maar dit is God se manier om vir jou te wys, daar kom 'n seën. Toe Jesus se bediening begin het, en sê, hier kom nou die tyd wat jy al 30 jaar wag, Jesus, voor jy amazing goed gaan doen en jou lewensdoel gaan uitleef. Raai hoe het sy lewensdoel begin? God het hom gelei in die woestyn en hom versoek te word deur die vyand. Hoe werk daai? Dit klink nie vir my so seën nie, maar Jesus was daar en hy het homself herinner, keer na keer. Maar die Here, hier is 'n toets van God af. Ek gaan dit deursien en dan gaan seën kom. Hou vas, kyk net in die toets vir nou. Kyk vas in die seën van later. Herinner jouself dat 'n toets is 'n manier hoe God ons wil seën.
En dan die derde ding, en hierdie is 'n groot punt, is dat toets, ja, toets is verbind, die toets is van die Here af, maar die derde punt, die toets is vir die hart. Ja, hierdie is so groot. Jy sien, baie keer dink ons, of dalk ek, dalk nie jy nie, maar daai keer dink ons, die toetse waardeur ons gaan, is vir die fisiese. Dis vir fisiese deurbraak, dis vir fisiese uitkomste, dit is vir oplossings in ons midde, dit is om vooruit te gaan in ons lewens. Ons dink toetse is alles in die fisiese, maar vir God is dit baie meer as die fisiese. God gee toetse vir my en vir jou in seisoene, want hy sien dinge in ons hart wat ons noodwendig nie sien nie. En God sien nie net die ding in jou hart nou nie, hy sien wat daai ding gaan word en oor jare heen gaan dit jou inhaal. Hy ken die prentjie. Hy weet hoe lyk dit as iemand rondloop met bitterheid. Hy weet hoe dit lyk as iemand loop met welles vir jare. Hy weet hoe dit lyk as iemand met gierigheid vir jare rondloop. Iemand met ongehoorsaamheid rondloop, iemand met frustrasie rondloop. Hy ken die hart so goed en hy weet hoe daai prentjies lyk in die toekoms in. En God kom en hy sê my toets die hart, en Spreuke 17 lees ons dit. Dat silwer word in vuur gesuiwer en goud in 'n oond, maar die Here toets die hart van die mens. So alles wat jy skryf in jou hart en jou lewe, elke uitdaging by jou huis, die toetse wat daar voor jou is, toetse finansiëel, die toetse wat jy skryf met jou kinders, met jou drome, selfs in ons land, die toetse wat God op ons pad stuur, is waarvoor hoofsaaklik? Vir ons gaan dit baie keer oor die deurbraak, maar vir God gaan dit oor die hart, wat hier in die binnekant is. Jy sien, ek en jy kan baie keer die dinge mis in ons hart. Het jy al ooit in 'n huis rondgeloop waar jy dalk 'n stoel iewers te neergekry het of iemand 'n geskenk vir jou gegee, maar jy wou nie eintlik die geskenk gehad het en daai geskenk lê nou net daar iewers in die huis. En dan loop jy verby daai stadium, verby daai geskenk of verby daai ding wat in die huis lê en eers sien jy dit en jy soos okay, nee, ons moet daai ding nog bære of 'n plek vir kry of ek moet hom gee vir iemand en daai ding bly lê. En jy loop weer verby hom en dan o ja, ek moet nog daai ding weggee. En eventueel loop jy verby hom en raai wat? Dan begin jy hom nie eens meer sien nie. Né? Daai stoel kan in die middel van die sitkamer staan. Jy loop verby hom. Jy sien hom nie eens meer, hy pla jou nie eens meer nie. Dit kan vir weke so gaan. Tot iemand besluit, okay, dis tyd om huis skoon te maak. En hulle kom daar en hulle sorteer die huis weer orde uit en jy stap in jou huis en ewe skielik voel die sitkamer net groter. Jo, wat was dit? Dis hierdie goed wat so lank rondgelê het. En van ons leef daai prentjie met ons harte. Ons is al so gewoond aan die goed wat net rond lê in ons harte dat dit voel normaal. Dit voel net dis hoe dit is. Jy's al so gewoond aan jou nonsens, en ek noem dit nou maar nonsens, is meer sonde van die hart, maar jy's so gewoond aan daai nonsens, dat jy al vir mense gesê het, ag man, dis net wie ek is. Man, hou my probeer verander. Ag, dis nou maar net my gewoonte. Ek sukkel maar net met so 'n ding. Daai is nie goed genoeg vir die Here nie. Want hy weet, daai ding loop uit op iets. Daai ding groei. Daai ding vorm jou. Daai ding is nie net sommer ietsie kleins nie. Die hart is alles. Die hart vorm hoe jy dink, hoe jy praat, wie jy word en hoe jy die volgende generasie grootmaak. Dit vorm jou vrou, dit vorm jou huwelik, dit vorm jou huis, dit vorm jou besigheid. Dit maak impak. En God kyk na ons en hy bring hierdie toetse op ons pad want hy spaar jou van seer wat kom. Hy spaar jou van die chaos wat voor lê. En ek wil net daardeur vir ons sê, hou op frustreerd raak met die toetse in ons lewens. Kom ons maak soos Dawid en begin eerder bid, Here, kom toets my. Want Here, ek wil nie sien hoe hierdie goed daar uitloop nie. Ek wil nie die seer sien wat vir my wag nie. Here, kom beskerm my deur my te toets, Here. En wanneer die toetse kom, en omdat jy daarvoor gebid het, lyk dit anders. Dalk is jou kind daar in jou lewe om juist nie vir jou lewe moeilik te maak nie, maar om juist jou te wys, daar's nie geduld in jou hart nie. Daar's nie verdraagsaamheid in jou hart nie. Jy sukkel om te luister.
Dalk is dit die toets wat God vir jou probeer leer, want daai waardes wat jy moet aanleer, gaan soveel seën bring, gaan soveel deurbraak bring. So wat se toets skryf jy? Wat se toets van die hart? Ek en jy is begaan dalk oor dingetjies in die lewe, maar hoor mooi, God is baie meer begaan oor wie ons is, eerder as wat ons doen, wat ons bereik, wat ons besit. So daar waar jy is, moet ek en jy weet, jy sit nie 'n persoon vandag, wat nie iets het in die hart wat nie reg is nie. Ons almal is daar. In Romeine 3 lees ons dit, hoe God kyk na almal en hy sê, daar's nie een persoon reg en rein voor my nie. Nie een nie. Ons almal loop met dinge rond. En God sê dit nie vir ons om ons te trap en te sê hoe sleg ons is nie. Hy nooi ons en sê, maar laat ek jou help met hierdie goed. Ek is die God van die hart. So daar waar jy is, kom ons sluit dalk uit ons oë vir 'n oomblik. En ek wil jou vra om te dink net saam met my volgende. Dink die laaste week, die laaste maand, wat se toetse is daar? Wat se fights is daar? Wat stoei en broei in jou hart? Wat maak jou kwaad? Wat maak jou opgewonde? Heilige Gees, ons bid wat Dawid gebid het volgens. Kom deursoek ons hart, Here. Ons wil nie soos daai mense wees wat verby goed loop in ons hart en dit nie eens sien nie. So gewoond is daar nie. Maar op die einde van die dag gaan dit soveel steel, Here. Op die einde van die dag gaan dit soveel verwoesting bring. Here, ons stel belang in die toetse dan. Want ons stel belang om daai vertroue te kan hê tussen ons en U in alle areas van ons lewens. Dit wat getoets is, kan vertrou word. En Here, voor ons hier vertrou met 'n klomp seëninge, wil jy eens kyk dat ons toetse slaag. Sê ons Vader, ons almal skryf toetse hierso. Dalk voel van ons moeg, uitgebrand, oorweldig. Miskien is dit 'n toets van prioriteite in ons lewens. Miskien is dit 'n toets van getrouheid aan U. Dalk is op 'n spasie waar verhoudings seer kry op die oomblik. Dalk is dit 'n toets van selfloosheid. 'n Toets van ware liefde. Kan ons lewens neerlê vir ander. Dalk is dit 'n toets waar U ons roep om net te bedien, Here, mense te help, vir hulle te bid, na mense te kyk. Selfs in die tyd wanneer ons moeg is, Here, vra U dat ons onsself nog minder sal aandag gee. En sal sê, maar jy vind lewe deur dit te gee. Nie eie lewe te beskerm nie. Jy moet 'n Vader deursoek ons hart. En jy moet 'n Vader mag ons nooit vergeet. Dat hierdie goedes is verbind nie. Wat U van ons vra en daar waar U ons toets, loop uit op 'n klomp ander dinge in ons lewens. Dalk kort ons deurbraak in ons huwelik, dan moet ons toetse by die werk dalk slaag. Ons integriteit daar behou. Alles is verbind. Dalk soek ons deurbraak by ons kinders, maar die toets lê in ons huwelik. Dalk soek ons deurbraak in stoei in ons harte, Here, angs waarmee ons sit. Dalk is ons die toets maar net Bybel lees, getrouheid aan U. Die toetse kan wyd lê, Here, maar vandag besef ons net weer. U is die God van toetse. En ek bid dat ons toetse sal slaag, Here. Die deurbraak sal sien en ons lewensdoel sal bereik. So Here, help ons hiermee. En soos ons induik by hierdie reeks, Here, bid ek dat hierdie reeks regtig waar nie net 'n preekreeks sal wees waar mense iets hoor nie. Maar mag hierdie een wees wat skuif. Dat ons nader aan U kan kom, meer soos U sal wees. Dat ons harte sal getuig nie van goed wat ons verbyloop nie, maar Here, goed wat U kom skoonmaak. Dat ons die vrug van die Gees in ons lewens kan sien, in elke area van ons lewens, selfs in die middel van ons toetse, Here. Ons stel belang. So Here, hier is ons gebed. Here, kom toets ons.
In Jesus se naam vra ons dit. Ons almal sê saam. Amen en amen.